Spreuke 16 vers 18 tot 19, kom sluit net die oë en dan nader ons saam die Here. Vader, waar ons nou vanoggend by mekaar kom weer eens as die kinders, Vader, mag U ons motiewe van ons harte ondersoek, en ook sodoende vir ons vanoggend wys of is my motief reg om hier te wees. En dit is om U naam te verheerlik, om te kom sit onder U woord, en ook saam gemeenskap te hê met medegelowiges. Maar Vader, sodoende vra ek vanoggend waar ons weer oor 'n moeilike tema praat, waarin ons almal so skuldig is, ons trotsheid en hoogmoedigheid. Vader, mag U genade oor ons wees, mag U Gees ons aanspreek, maar tot die bevryding van dit. Sodat ons, soos wat ons gesing het, eers getrou, as ons vra vir vergifnis, U sal ons vergewe. En Vader, ons prys U vanoggend vir daai rede. Help ons om te besef vanoggend, dat ons nie oor hierdie temas praat om onsself te slaan oor die vingers nie, maar juis om nader aan U te beweeg. Want as ons 'n sonde dieper verstaan, kan ons dit dieper bely, en op 'n vernuwe manier bring na U voete toe en sê, Here, maar ek kan nie, ek sukkel, Here. Vergewe my, vernuwe my, herskep my. En Vader, mag ons met daai ernstigheid vanoggend hier sit, en sê, maar Here, miskien is ek skuldig aan hierdie dinge, maar asseblief, trek my nader na U wese, na U lig, sodat my lig sal skyn soos U se. En Vader, sodoende vra ek dan net ook, mag U my gebrokenheid, my sondigheid vanoggend ook op sy sit, mag U waarheid volgens U woord verkondig word, en volgens U wil. Vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Amen. So ons lees vanoggend uit Spreuke 16 vers 18 tot 19, ons tema vir vanoggend is hoogmoedigheid en trotsheid, en ek lees weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling, wat vir ons dan as volg sê. Trotsheid kom voor die verbreeking, en hoogmoed kom voor die val. Dit is beter om nederig van gees te wees, saam met die ootmoediges, as om byt te verdeel oor die trotse harts. Net tot sover, asseblief. Nou soos wat julle weet, is ons nou vir 'n geruime paar sondae, so 4 sondae vandag ook in Kluisend, besig met die reeks oor sonde. En ons sluit dan ook vanoggend af met die reeks, waar ons volgende week gaan aanbeweeg na 'n nuwe tema, waaroor ek baie opgewonde is, en ek dink dit is so nodig, en dit gaan handel oor, maar hoe moet die kerk lyk, en wat se filter en waarskuwing sê die woord vir my, om te weet of is hierdie 'n kerk van die Here, of is dit nie, is ons nog besig met die dinge van die Here in die kerk, soos wat die woord van ons verwag, en dan ook interessant, Here, soos, wat se gawes is behoort om in die kerk gebruik te word. Want ek weet nie van julle, maar soos wat ons rondom ons kyk in die samelewing, sien ons kerke opspring links en regs, en partykeer het ons nie daai wysheid om onderskeid te tref, maar wat is 'n kerk van die Here, en wat is miskien 'n kerk wat al bietjie afgedwaal het. En mense, dit is so belangrik om met daai perspektief dan te kyk na ons eie gemeente, om te sê, maar Here, waar kan ons verandering bring, waar ons nie in lyn is met die woord nie. En ek vra ook vir julle om asseblief vir daai voorbereiding te bid. Maar ons kyk vanoggend na 'n tema wat baie eenvoudig klink, en eintlik, hoekom preek ek vandag daaroor? Kan vra miskien in jou hart, oor hoogmoedigheid en trotsheid, maar ons gaan vanoggend vasstel en in eenvoud in die preek kyk na wat is hoogmoedigheid, wat sê die Here vir ons daaroor, en agterkom dat hoogmoedigheid en trotsheid is een van die gevaarlikste sondes wat op hierdie aarde is en in die vlees is. Ons gaan sien dat die woord sê dat hoogmoedigheid jou blind maak vir die waarheid, blind maak vir jou eie foute. Maar ons gaan ook sien dat die woord vir ons verduidelik dat hoogmoedigheid as sonde 'n wortel is van elke ander sonde. Die oorsprong is van elke ander sonde wat ons doen, kom uit die wortel van die eie ek, en ook van hoogmoedigheid. So as ons kyk na ons hoofteksgedeelte, kry ons dit in 'n baie bekende boek, en ek seker al die ouer mense wat hier sit vanoggend, sal miskien onthou, toe jy nou op sonnaarskool was, toe jy klein was, het ons baie goedjies uit Spreuke geleer, en psalms, en ook, want daar is soveel wysheid betrokke. Maar vir die wat miskien vanoggend nie die boek so goed ken nie, tegnies gesproke in sy basiese vorm, is die boek van Spreuke baie prakties, en sê vir ons, maar wat is wys, en wat is onwys?
Dit praat die hele tyd oor praktiese dinge wat in ons lewens gebeur. Dit praat van die tasbare lewe en hoe om volgens die Here se wil en sy waarheid te leef op 'n wyse manier. En dan sê dit ook elke keer vir ons, maar hierdie is ook die onwyse manier hoe om dit te doen. En baie mense sê dat die boek baie eenvoudig is, maar kom ek sê vir julle so, een ding wat die kerk kort vandag is wysheid. Een ding wat ons kort is manne en vroue wat in wysheid in die praktyk leef. In wysheid in geloof leef. En sodoende kom ons dan by ons hoofteksgedeelte, vers 18, wat dan vir ons verduidelik, maar wat is wysheid? Wat is onwysheid? Wat is dwaasheid? En dit sê in vers 18, trotsheid kom voor die verbreking en die hoogmoed kom voor die val. Nou voordat ons hierdie versie ontleed en dieper kyk na die terme en ook dit ontleed, moet ons onsself die vraag vra, maar wat is die verskil tussen trotsheid en hoogmoedigheid? Want ek dink dit is baie belangrik. Ek weet nie van julle nie, maar in my eie hart het ek altyd gedink, is maar dieselfde ding. Miskien net verskillende terme daarvoor. Maar tegnies gesproke is trotsheid die eerste ding wat gebeur in jou hart. En trotsheid vind plaas wanneer ek my waarde hoër sit en meer maak as wat dit behoort is om te wees. En op dieselfde tyd van dit gebeur, raak ek meer onafhanklik van God in my erkenning teenoor hom. Ek sê, ek het U nie nodig nie, ek is alright, kyk hoe goed gaan dit met my. Wanneer jy eintlik jouself, die woord sê vir ons, wanneer jy jou eie waarde opstoot, is dit eintlik, jy probeer eintlik soos God wees. Of om te sê, ek het nie vir God nodig. En dan hoogmoedigheid is dan eintlik die uitwerking van trotsheid. Hoogmoedigheid is dit wat die mensdom sien as jy trots is. Dit is wanneer jy jou eie waarde en belange en dinge wat moeilik is in jou lewe as belangriker ag as jou boetie of sussie wat vanoggend hier voor, agter en langs jou sit. Ek seker elke persoon wat hierso sit, ken iemand vanoggend wat baie selfgesentreerd is. Wat altyd nie, hulle probleme is erger as joune. Dit wat hulle kort is meer belangrik as wat die res van die familie dit kort. En tegnies gesproke gaan ons vanoggend sien dat vers 18 vir ons in eenvoud sê dat trotsheid en hoogmoed altyd tot die mens se ondergang lei. Daar is niemand wat nie seer kry as hy trots is en hoogmoedig is. En ons gaan sien dat hoogmoedigheid ons eintlik blind maak en blind maak vir die waarheid van wie ons is. Blind maak vir die sondigheid wat in ons is. Nou dink jy hoe gevaarlik is dit om die Here te dien en jy is hoogmoedig? Want jy is blind vir jou eie sonde. Nou wat leer dit ons? Daai persoon gaan nie groei in die Here nie, hy gaan nie bely nie. Ons het nou gesien, wat is die grondslag van ons geloof, is dat Jesus gekruisig was vir ons, vir die wat sou glo, en dat ons glo, dat elke een wat in hom glo, en sy sondes bely, sal vergewe word, en die wat dan hulle rug draai op die ou mens, en vir Christus volg, sal die Gees van God ontvang in redding, wedergeboorte, né? Maar wat is die grondslag dan? Om vergifnis te vra, te bely. Maar as jy hoogmoedig is, groei jy nie in jou belydenis nie, want jy is blind vir jou eie foute. En mense, net vir ons aanbeweeg vanoggend, ek hoop elke ou se hart word aangeraak vanoggend, want ons nie een persoon wat kan sê hy is nie ooit skuldig aan hoogmoedigheid. Die hele agtergekom as jy in die mall loop, ek is iemand wat baie hou van, maar kyk as ek baie keer nie so vir die mense kyk. Mense is my baie interessant, wat se skoene hulle dra, dan probeer ek altyd vir myself sê, maar die ou kom seker van die plaas af. Nee, die ou lyk vir my of hy 'n IT ou is, né? Of die ou dit, of die ou dit. Maar jy het al agtergekom in daai eenvoud, in daai eenvoudige net om rond te kyk, hoe vinnig hoogmoedigheid kan kom. Hoe vinnig oordeel kan kom in jou hart. Ag, kyk hoe lyk sy dekkies. Kyk hoe lyk sy kar. Kyk hoe lyk sy huis. Amper sê, kyk hoe lyk haar man. Nee, sy. En so vinnig soos dit is ons hoogmoedig. En ek deel vanoggend met julle hoogmoedigheid en nederigheid. Om nederigheid te verkry is 'n baie rare ding. Want sodra jy dink jy's nederig, is jy alweer hoogmoedig.
En eintlik gaan ons vanoggend sien hoe die woord vir ons sê, ons moet 'n konstante soektog hê tot nederigheid, tot dienaarskap. So ons kan dan in eenvoud eerstens vanoggend die twee volgende punte maak. Trotsheid en hoogmoedigheid maak jou blind vir die verkeerde pad waarop jy is. Ons kry baie mense in die kerk wat ook sit, wat blind is vir die sonde, en dink dat dit doen die regte ding. Tweedens, baie interessant, Spreuke spreek eintlik en sê dat trotsheid is 'n waarskuwingsteken dat 'n krisis naby of vernedering. Nou waarna verwys dit? Baie interessant as mens dink gou aan 'n gebeurtenis waar jy vernederd was. Meeste van die kere as jy vernederd word, is dit omrede jy hoogmoedig was. Dis hoekom jy snaaks gevoel toe iemand iets sê. Jy het meer waarde aan jouself gekoppel in daai oomblik, en toe iemand kom en sê miskien dis 'n leuen, kry jy seer. Ek weet nie van julle nie, in my eie lewe is dit so waar, ek sal nooit vergeet, toe ek net by Springs was, begin het, as daar so om daar te preek, het ek natuurlik baie foute gemaak, en ek het 2 Sondae terug het ek gepreek oor om te bid, en ons moet ernstig raak in ons gebedslewens, en ek praat met mense, en hulle vra toe asseblief, hulle wil na die tyd met my gesels, en nadat ons klaar gesels het, toe vra die klein dogtertjie my, maar hoekom gaan dominee nie bid nie? En hierdie mense deel eintlik hulle donkerheid, hulle probleme met my, en in 'n oomblik vergeet ek, hoor jy, ek moet seker nou maar bid ook vir hulle, ek sal nog so 'n bietjie op my sene wees, want ek weet nie mooi wat al van my verwag word nie, maar in daai oomblik, uit die mond van 'n suigeling kom die waarheid, en ek staan vernederd. Hoekom? Want ek is hoogmoedig, ek is die dominee, né? Wie is 'n kind om dit vir my te sê? En dit wys uiteindelik vir ons Spreuke, die boek praat dat eintlik hierdie vernedering wat plaasvind, gebeur gewoonlik wanneer jy hoogmoedig is. Want as jy nederig is, gewoonlik, nederigheid beskerm jou. Maar dan, op hierdie eenvoudige punt, moet ons die vraag vra, maar hoe sien God wie wat hoogmoedig is? Want ons kan vanoggend baie maklik sê, maar dis nie 'n groot sonde. Dis 'n klein sonde. In Spreuke 16 vers 5 staan daar, elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. Sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie. Nou, ons het laasweek na hierdie term ook verwys van 'n gruwel. Die Engels sê abomination vir 'n gruwel. Nou, die skrywer sê hier vir ons dat God as 'n gruwel kyk na die mense wat hoogmoedigheid dra en hulle self verheerlik en hulle self eer soek. God sien hulle as 'n gruwel. En wat baie interessant is, die verse sê, hy sal nie ongestraf bly nie. 'n Waarheid wat ek oor en oor raak sien is, dat mense wat hoogmoedig is, self vir hulle 'n lat pluk om mee geslaan te word. Is dit nie waar dat die hoogste bome gewoonlik die meeste wind verkry nie? En die grootste boom val die hardste ook nie? Is dit nie waar nie? Oor en oor sien ek mense in die wêreld wat seer kry deur hulle eie hoogmoedigheid. Mense in die kerk wat nie werk het byvoorbeeld nie, en dan kom daar werksgeleentheid, maar hy is te hoogmoedig om daai werk te aanvaar, want sy waarde is meer as wat daai werk werd is. Hy is te hoogmoedig, te trots en sê, ek sal nie daai werk doen nie, so ek sal eerder swaar kry verder. Is dit nie hoogmoedigheid nie? Oor en oor in die kerk sien ek ook hoe mense is swaar kry en seer kry met hierdie trotsheid wat hulle in hulle harte dra. Vir watse rede? Omrede hulle 'n waarheid koppel en waarde koppel aan hulle self, nie daar moet wees nie. Ek weet nie of besef ons dat die woord eintlik vir ons sê, hoekom het ons as weergebore gelowiges waarde? En ek vir julle vra, hoekom is daar waarde aan my en jou gekoppel vanoggend? Die enigste rede is omrede die Gees van God in ons woon. God woon self in ons, en daai waarde van God in ons word gekoppel aan 'n ewigheidswaarde. Maar dis hoekom die woord sê vir ons dat ons een geword het met Christus, en in daai een word het ons waarde verkry. Sê Paulus, nie almal voor redding is, daar's nie een wat goed is nie. Daar's nie eers een wat die Here soek nie. So van waar af kom die waarde van Jesus Christus af?
Maar met hierdie nuwe perspektief van wat hoogmoedigheid is, en kan ons die volgende sê, hoeveel keer ek het vanoggend met 'n doel gevra as daar enige gebedsversoeke. En almal het stil gebly, het julle gehoor. Nie een het iets gesê nie. Maar ek weet tog elke een van ons dra 'n las op ons skouers, soos wat ons hier sit vanoggend. Is dit nie waar? Nie alles is perfek by die huis nie. Hoeveel keer deur hoogmoedigheid sê mense nie, dit gaan eintlik nie so goed by die huis nie. Bid asseblief. Want hulle wil nie erken dat dinge nie perfek is nie. Sien julle hoe hoogmoedigheid ons kan weerhou om gemeenskap te hê met mekaar op 'n dieper manier, wanneer ons trots is. Sorry, by keel. In Spreuke 6 vers 16 tot 17 staan daar, hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siel 'n gruwel, trotse oë, leenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet. Hier kom Spreuke en sê nie net dit is 'n gruwel in die oë van die Here nie, maar God haat trotsheid. God haat hoogmoedigheid. En nou moet ons vir onsself vanoggend vra, maar hoekom? Hoekom spreek God so hard oor iets wat ons dink is baie, dis nie moord nie, dis nie egbreek nie. Hoekom spreek God so hard oor hierdie saak? Omrede die wortel wat groei van hoogmoedigheid, kweek ander sonde. En ons sien dit is in teenstryd met alles wat Christus ons na toe roep. Ons sien dat dit 'n waarheid is van Adam en Eva af. Almal wat hier is vanoggend ken die verhaal van Adam en Eva. Dat God gesê het hulle mag nie van daai boom se vrug eet nie, en hulle het van die boom se vrug geëet en hulle was uit die tuin uitgeskop en hulle het 'n sondige natuur verkry. Maar hoor wat sê Genesis 3 vers 3 tot 5 vir ons, wat was eintlik die oortreding? Was dit net dat hulle van die vrug geëet het, of was daar miskien hoogmoedigheid? Hoor wat sê vers 3, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Wat was die wortel van hulle wat die vrug geëet het? Om soos God te wees. Hoogmoedigheid, om meer waarde aan hulle self te koppel, as wat hulle moes. Om soos God te wees, om onafhanklik van hom te wees, dit was die wortel wat eintlik die sonde veroorsaak. En ons kan dan vanoggend eintlik aangaan, en ek wil so 'n paar voorbeelde noem. Wat is werklik die sonde van moord? Moord is dat, die sonde van moord is, en wat gebeur is basies, my lewe en dit wat ek word is vir my meer belangrik as wat jou lewe werd is. So ek sê jy doodmaak vir jou kat. Hoogmoedigheid, wortel van die sonde. Kom ons sê byvoorbeeld egbreek. Egbreek in die huwelik gebeur wanneer my belange en dit wat ek soek, my huweliksmaat sin uitoorlê en oorweeg, en ek gaan soek dit op 'n ander plek. Ek gee nie om wat my vrou of my man se begeertes of wat ook al is in die huwelik nie. En ek sê maar myne is belangriker. En ek stap uit en doen sonde ook en maak die huwelik vyand. Steel presies dieselfde. Ek weet hierdie dinge is heel eenvoudig, maar net om dit deur te bring. Ek steel omrede dit wat ek nodig het en dit wat ek soek is vir my belangriker as wat dit vir jou is. Ek koppel meer waarde aan myself as enigiets anderster. En sodoende kan ons dan vanoggend sê op hierdie punt, maar wat kan ons as gelowiges dan as 'n filter gebruik om te sê, maar is ek eintlik hoogmoedig? Wat se vrae kan ek vir myself vra vanoggend om vas te stel of sukkel ek met hoogmoedigheid of doen ek nie? En ek het so basies 4 dinge neergepen. Eerstens, jy dink jy is altyd reg en weet beter. Manne, ons sukkel met die een. Dis my huis en hoe ek voel oor my huis is reg. Jy gaan nie vir my kom sê nie. Maar hoor net hoe seer kan hierdie maak. Want dis eintlik 'n gesindheid van nie leerbaar nie. Soveel manne in die kerk is nie leerbaar vandag nie. Want hulle weet alles. En weet jy wat gebeur met so 'n persoon wat nie leerbaar is nie? Hy raak 'n lone ranger in die wêreld daar buite. Hy's 'n rukkie by die kerk, 'n rukkie by daai kerk, want in dit kan hy ook nie onderdanig wees.
Omrede hy nie leerbaar is, want hy weet alles. En sodoende op die einde van die dag sien ons hierdie mense eintlik verder weg beweeg van die Here as nader aan die Here. Is dit nie waar nie? Oor en oor sien ek dit as mense wegbly van die kerk af, van Bybelstudies af, is dit nie miskien die oorsprong, so hoogmoedigheid. Nog 'n teken is, jy kyk neer op ander, dit gebeur so vinnig dat ons dit doen. Jy probeer jou eie lewe beheer sonder om God te raadpleeg. En hierdie is my baie belangrik. Ek vra jou vanoggend, wanneer laas het jy die Here geraadpleeg? Op 'n diep manier. As dit 'n week terug is jy hoogmoedig. En dan sê jy eintlik vir die Here, ek kort jou. As dit 'n maand terug is dit baie skokkend en ons moet regtig dan die Here nader en vra vir vergifnis. Maar mense, as ons nie besef dat daagliks ek die Here moet raadpleeg oor elke aspek van my lewe nie, is dit nie ook hoogmoedigheid nie. En hoe kan ons dan van hoogmoedigheid en trots beweeg na nederigheid in God se oë? En Jakobus 4 vers 6 tot 7 gee vir ons die wenk, baie eenvoudig, en dit sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. So vers 7 sê vir ons, die wenk is, die sleutel is, onderwerp jouself aan God. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit om myself te onderwerp aan God? En as ek dit prakties kan verduidelik, dit beteken om jouself op die grond neer te gooi voor die Here. Jou gesag af, sê Here, vergewe my, vernuwe my, om in daai oomblik jou eie wil prys te gee. En weet julle wat vir my so mooi, Jesus wys hierdie vir ons. Wat het gebeur toe Jesus net uit die doopwater uitkom? Wat sê die Bybel vir ons? Wat het die Heilige Gees gedoen? Op hom neergedaal en toe hom weggelei in die wildernis of die woestyn, wat se vertaling jy lees, om wat te gebeur? Om versoek te word deur die duiwel. Het Jesus net al opgedaag en sê, ek is reg? Of het hy iets gedoen? Wat het Jesus gedoen voor die duiwel hom versoek het? Enigiemand? Het gebid en gevas. Hoekom? Om vir ons te wys, dit is wat dit beteken. Om die vlees swak te maak, sodat die gees kan sterk staan. Om jou eie wil in daardie opoffering te sê, maar Here, verander dat my wil in lyn is met u wil. Dit is wat werklike onderwerping beteken. Om te sê, u weet beter en ek doen nie. En hierdie proses is 'n baie delikate proses, want soos wat ek nou sê, sodra jy dink jy's nederig, is jy alweer hoogmoedig. En dit sê eintlik vir ons dat dit 'n konstante smeking behoort te wees in gebed by die Here se voete om te sê, Here, maar suiwer my dat ek nederig bly. Verander my sienings, my perspektiewe, hoe ek na mense kyk. En eintlik is dit 'n smeking tot die verandering van wat? Die hart. Die hart, sê die woord vir ons, is die oorsprong van alle dinge, van alle lewe. So, wanneer ek hoogmoedig is, het ek 'n hartsprobleem, is dit nie waar nie? 'n hartsprobleem. Nou baie belangrik, Christus roep dienaars om hom te volg. Nou ons het hierdie so wegbeweeg van die ware betekenis af van dienaarskap. Nou baie interessant, die Grieks gebruik 'n woord diakonos. Nou diakonos is die wortelwoord natuurlik vir om 'n diaken te wees, maar ook die wortelwoord vir bedien, dien, al daai woorde wat ons in Afrikaans kry. Dienaar. En tegnies gesproke, almal wat vanoggend hierso sit, is behoort om diakens te wees. Hulle moet diensbaar wees. Is dit nie waar nie? As jy vanoggend hier sit en jy is nie diensbaar nie, wat is fout? Die hart. Is dit nie waar nie? As ek vanoggend hierso sit en ek sit so terug, soos wat ek miskien al vir jare doen, sodat ander in die koninkryk kan werk en ek is net gelukkig om 'n mooi preek te luister, is dit nie hoogmoedigheid nie? Hoor wat sê Markus 9 vers 35. Jesus praat in Markus en Matteus hieroor. En dan hoor wat se mense roep Christus. As iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. Matteus 20 vers 26 tot 28. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys
vir baie. Mense, hoe arrogant is dit nie, om te weier om diensbaar te wees? As Christus, wat God self sy posisie verlaat het in die hemele, homself verneder het deur 'n gestalte van die mens aan te neem, te suffer hier op aarde soos wat ons suffer, die sonde weerstaan het en dan nog sy lewe prysgegee het ook vir ons. Wie is ons dan om in hoogmoed rond te dwaal op hierdie aarde? Nie een van ons het 'n voet om op te staan nie. En Christus sê juis, ons moet in ons dienaarskap groei, in nederigheid groei, om dienaars te wees van mekaar. En mense, ek is baie eerlik met julle, hierdie is een van die grootste sondes waarmee ek ook sukkel. Ek noem dit vir julle vanoggend. Dit is so vinnig dan sê jy hoogmoedig. Dit is so vinnig dat iemand jou bemoedig, dan raak jy, hulle bemoedig jou en jy raak hoogmoedig. En dit is 'n fyn lyn wat ons loop om te sê, maar alle eer na U toe. En ons sê dit baie keer sonder om dit werklik te bedoel, want dit is lekker om te hoor. Nee, ek doen die regte ding. En ons moet besef, die vlees gaan altyd selfverheerliking soek. Maar ons moet in die Gees God se verheerliking soek. Ons het laas Sondag vasgestel, wat is die oorspronklike doel wat God met die mensdom gehad het? Om hom in eenvoud te verheerlik, né? Ons het dit gesê. Om deur sy lewe hier op aarde hom te verheerlik. En ons het 'n bietjie uitgebrei en gesê, eintlik ook om in harmonie, in gemeenskap teenoor hom te leef. En mense, dit is my hartseer dat ons toelaat dat hoogmoedigheid skeiding bring tussen daai harmonie. Want al in wie ons kan roem is die Here. Want daar is geen waarde eintlik in die mens, in die vlees, as die Here hom nie gesoek het. Die Here nie afgekom het aarde toe vir die mens. Mense, ons brag en roem so vinnig in die genade wat God ons toon. Byvoorbeeld, kom sê die Here het jou geseën met groot intellek. En jy het 'n goeie werk en jy was miskien 'n ingenieur of wat ook al, en jy het geld. Nou roem ek in die geld en hierdie gawe van intellek wat ek het, in plaas van in die een wat dit vir my gegee het. As ek hierdie bakkie gekoop het, soos jy het al gehoor hoe hoogmoedig is ek soek 'n cruiser, né? Ek weet ek gaan hom nie kry nie, maar ek gaan altyd lekker soek. Maar so vinnig raak ons hoogmoedig. Hoor wat sê Jeremia 9 vers 23 tot 24. Dit sê, so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie roem in sy wysheid nie. En laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie. Maar laat hy wat wil roem, om hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Dat ek die Here is, wat goedertierendheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Wat sê die skrywer in Jeremia? As ons wil roem, en wie moet ons roem? In die Here. Mag ek vir julle vra vanoggend, wanneer laas het jy geroem in die Here? Wanneer laas het jy gebrag oor die Here by die wêreld daar buite? By jou familie as jy hulle bel? Dis my altyd so mooi en ek sê glad nie dit is verkeerd nie. Ek sien ook uit vir die dag as ek kinders het wat sport doen en goeters, dan sien ek hoe die paas, né, hy bel almal, nee, my seun het nou 3 gedrink, né? Hardloop daar saam met hom langs die veld om baie keer geval het, en om net ook daar te wees. Maar wanneer laas was ons so oor die Here trots? Geroem in die Here as ons met mense praat oor sy goedheid en sy guns wat op ons is. En mense, al sit ons soos Paulus in die tronk, moet ons nog steeds roem, want hoe kan ons nie anders nie? Want wat kan ons eintlik nog vra nadat ons gered is vir 'n ewigheid? Wat kan ons werklik nog soek? Is dit nie in dit waar die vreugde te vind is, en die liefde wat borrel of behoort is om te borrel in ons nie? Maar hoe min roem ons in die Here? Dink julle nie dis 'n maatstaaf vir hoogmoedigheid nie? Sê maar, is ek werklik miskien nie hoogmoedig nie? En dan wil ek vanoggend voor ons het in eenvoud vanoggend so ver gepraat oor hoogmoedigheid, en ek wil dit nie kompleks maak nie. Maar ek wil graag nou so 'n bietjie fokus op die reeks wat ons gedoen het, en oor die aspek van sonde. Dit was vanoggend ook deur Pomenie aangespreek. Maar ek wil graag hierdie noem, die doel van die reeks was nie om vingers te wys nie. Die doel van die reeks was om ons weer, ons perspektiewe te vernuwe, sodat ons sonde kan identifiseer, vermaan
en dit te kan verander, want wat is die doel van die kerk? Mag ek julle vra? Wat dink jy is die doel van die kerk? Is dit net om hier op Sondag by mekaar te kom in 'n mooi diens? Of is die kerk se doel natuurlik om vir Christus te verheerlik, maar om juis sonde te vermaan en te bemoedig om te verander? Dit is ons werk, want as ons nie groei in ons belydenis nie, groei ons nie in die Here nie. Ons het vasgestel ons lewe in 'n tyd waar sonde nie meer sonde genoem word nie. En juis is dit belangrik om nou en dan ons net te vernuwe in die waarhede. Mense, dan wil ek ook noem, ek sien vandag ook hier's min mense. Ek weet die mensdom is baie keer selektief oor wat se preek hulle kom luister. Ons eie gemeentes by Spring sien ek dit ook. As ek hierdie Sondag nie hierdie tema wil luister nie, gaan ek net die kerk toe nie. Maar dink julle nie in daai selektiefheid en ook om selektief met die woord te wees is hoogmoedigheid. As ek net aan die gedeeltes vashou in die woord wat ek van hou en wat my nie aanspreek nie, is dit nie hoogmoedigheid nie, om te sê ek het nie foute nie. En mense, kom ek wees met julle eerlik, die vlees doen dit. Ek hou ook nie daarvan, baie keer dan lees ek die Bybel en sê ek soos, of ek skryf 'n preek en sê ek soos, Here, ek preek eintlik vir myself, want ek is die skuldige een hierso. Ek is die een wat sukkel met hoogmoedigheid. En op die einde van die dag, juis wanneer ons hierdie sensitiewe saak na die Here se voete toe bring, dis wanneer daar genade oor dit kan kom. Mense, sonde maak seer. Dis moeilik om 'n geliefde te sien wat in sonde leef. En dit is moeilik om ook die woord te volg en dit aan te spreek altyd, want jy is bang jy verloor hierdie persoon waarvoor jy lief is. Maar mense, op die ou einde van die dag moet ons vra, maar wat is my doel hier op aarde? Is dit nie om die Here te loof en te eer nie, in harmonie saam met hom te leef en alles anderste is sekondêr. Dit gaan nie oor of my kinders eendag universiteit toe gaan en of ek genoeg geld gaan hê vir dit om nou daaroor te stres nie. Dit gaan oor, dink gou daaraan, ouers, stres ons meer oor daai elemente of stres ons meer oor die element van gaan my kind ontmoeting met Christus hê voordat hy uit die skool uit. Bid ons oor dit, is dit iets wat ons denke besig hou. En dit wys net vir ons hoe ons in hoogmoedigheid leef teenoor die Here. En juis omrede ons sukkel, en juis wanneer dit sensitief is, soos wat ek laas Sondag genoem het, is dit juis die tyd om dit aan te spreek. Dan wil ek graag net afsluit, ek sien ons tyd is amper klaar. Vanoggend se diens was heel eenvoudig, maar ek seker is nie een persoon wat hier sit wat nie sukkel met hoogmoedigheid nie. Dan is die wortel van elke sonde, wil ek net vir jou die vraag vra, wat weerhou jou vanoggend om nader te raak aan die persoon wat agter of voor of langs jou sit, 'n boetie of sussie in die geloof? Wat weerhou jou werklik om vanoggend 10 minute langer te bly met iemand te gesels? Om vanoggend rond te kyk en jy sien dat iemand in nood wat bekommernis dra op hulle gesig en te sê, maar kan ek vir jou bid? Wat weerhou jou? Hoogmoedigheid weerhou jou. Want dit wat by die huiswag is belangriker as wat hier aangaan. Dit wat by die huiswag is belangriker as wat in daai ou se lewe aangaan. En ons het 'n kerk begin kweek waar almal by hulle eie huise hulle eie koninkryk het. En die kerk is sy eie koninkryk en daai kerk is sy eie koninkryk. En in dit het ons hoogmoedig geraak, want die baptiste is beter as daai kerk. Nee. Ja, ek hoop nie iemand stop die video daar, as hulle dit online kyk, en dan gaan ek moeilikheid kry. Maar is die dinge wat ons nie eintlik juist die meeste weerhou van 'n dieper verhouding met mekaar, om met mekaar te deel, om in 'n dieper verhouding met die Here te staan, juist hoogmoedigheid. En in daai eenvoud los ek julle vanoggend en ek vra, as ons nou bid, vra ek, ondersoek jou eie hart, want jy gaan dit vind daar binne. Ons kan altyd groei in nog meer nederigheid. Maar my vraag is, gaan ons dit weer begin soek om ware dienaars te wees van die Here? Want jy kan nie die Here dien en bruikbaar wees as jy nie nederig is. Hoogmoedigheid en Christendom loop nie saam nie. Ons het gesê, dit bring skeiding, dit hou jou blind, en jy wil onafhanklik van die Here leef, sonder om dit agter te kom. So kom ons kyk bietjie mekaar se lewens, hoe kan ek inkoop? Vandag in jou se lewe, of in Saartjie se lewe. Saartjie is baie nice, hy gaan vir jou verniet kos gee ook.
Maar kom ons sluit die oë en prys net die Here, want die waarde wat ons in ons lewens het vanoggend, is deur die Here Jesus Christus in ons gekweek, deur die Gees. Kom sluit die oë. Vader, ons kom vanoggend na U toe. En Vader, ons almal staan skuldig voor U, maar met opgewondenheid in my hart, nader ek U en ek vra vir U, mag U ons suiwer, vergewe en vernuwe. Want juist vir die rede volg ons U, want U is 'n God van liefde, 'n God wat ons eerste lief gehad het, en deur U liefde het ons liefde geleer ken. U is ons eerste liefde. En Vader, op daai noot, mag ons nie hier vanoggend sit en voel of ek oor die vingers geslaan is nie, maar juist die genade raak sien agter U woord, wat my hart aanspreek, sodat ek meer in U liefde kan wandel, sodat ek gesuiwer kan word deur U waarheid. Vader, mag ons nie wegskaam en wegskram van moeilike onderwerpe oor sonde nie, maar mag ons juis onsself verdiep in dit, vernuwe, mag ons verdwaald raak as Brakpan Baptiste Kerk in die dieptes van U wese. Maar Vader, ons soek nie meer hierdie dinge nie. Mag ons bid in nederigheid vir mekaar. Vader, so vinnig ondervind ek dit in my hart dat ek in hoogmoed bid vir 'n broer of 'n suster. Maar Vader, is juis omrede ons nie genoeg tyd spandeer in verhouding met U en ook sodoende in vernuwing. Vader, ek vra dat U ons sal lei as gemeente, mag ons geken word vir hierdie lig van nederigheid en liefde en dienaarskap en disippelskap, liewe Heer. En soos wat ons nou gehoor het, mag ons net die donkerheid van die wêreld as verskoning gebruik, want ons word juis geroep om die lig te wees in die donker. Vir al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Staan dan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm, te laat groei en deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie julle.